Vriende, 'n verveelde en ooglopend vervelige vrou los onlangs kommentaar op my Facebookblad. Sy skryf: "Ek het altyd gedink jy lyk na 'n oulike jong man, maar toe kyk ek van nader en ek sien jou tattoos en nou weet ek jy is sommer common en 'n tang." Met 'n punt aan die einde van die sin, net so skryf sy. Nou, vriende, vandag wil ek graag ter ere van daardie verveelde en vervelige vrou 'n vinnige videoetjie maak oor een van my tatoeëermerke. Ek het meer as een, maar oor die algemeen sit hulle hierso bedek deur my klere op plekke waar, as jy dit sou wou sien, you would have to buy me dinner first. Maar ek het ene waar ek sterk genoeg voel dat dit uitsteek. En dit lyk so. Nou as jy mooi kyk, sal jy sien daar's ons 2 vissies en 5 sulke spikkels, nê? Mense wat my ken en weet ek gee yoga sê, o, 2 vissies en 5 chakras. Wat beteken dit? Nee, dis natuurlik nie 5 chakras nie. Dit is 5 broodrolletjies. 2 vissies en 5 broodjies. Waar het jy al daarvan gehoor? In die evangelies is daar 'n verhaal van Jesus wat 5 broodjies en 2 vissies vermeerder om 'n skare te voed. Nou, party mense, weet jy, loop rond met die Bybel onder die arm. 3 jaar lank al loop ek nou rond sommer met 'n stuk Bybel op my vel getatoeëer. Hoekom so? Ek is nie die mees vrome ou wat nog ooit geleef het nie. Hoe het dit gebeur? Ek vertel graag. 20 jaar gelede loop ek en 'n vriend rond op die oewer van die see van Galilea. Ons kom by 'n dorpie, ons is op reis, die dorpie van Kapernaum, en anderkant Kapernaum is 'n heuwel wat ons uitstap, en daar teen die hang hoor ons het volgens oorlewering die vermeerdering van die broodjies en die vissies plaasgevind. Dit lei as volg: Jesus praat eendag daar met 'n groot skare. Dit gaan lank aan, die mense het nie genoeg kos by hulle nie, almal raak honger. Jesus en die disippels sê: "Wie het kos dat ons dit kan uitdeel?" Elkeen: "Ek het die kosie, dalk het die ou nie, ek het die kosie, vra vir daai ou." Op die ou ende kom een seentjie na vore. Hy het 5 broodjies en 2 vissies. Hy gee dit vir Jesus, wat dit breek. Die disippels deel dit uit en dit word meer en meer totdat die hele skare gevoed kan word en daar selfs kos oorbly. Daar op die heuwel staan 'n tafel. En agter die tafel is 'n ou Palestyn met 'n geploeide gesig. Hy verkoop teehempies, sommer sulke ou Lendeland tjurtserige teehempies. Dit lyk of as jy dit een keer in die was gooi, net die rek gaan oorbly. Maar op dit staan geskrywe, en ek gaan vertaal: liefde is soos broodjies en vissies. As jy dit uitdeel, word dit meer. Ek herhaal, liefde is soos broodjies en vissies. As jy dit uitdeel, word dit meer. Nou, ek kan nie sê ek het 100% toe al verstaan wat dit wil sê nie, maar dit was my mooi en ek het 'n teehemp gekoop. 15 jaar later, vriende, gaan ek deur my donker tyd. Alles het verkeerd gegaan, ek is depressief. Ek sit by die huis rond, ek het nie krag vir, of hoop vir enige iets nie. Ek kyk net ou Jerry Springer episodes op YouTube en eet te veel. Mense nooi my om te kom praat of werkwinkels aan te bied. Ek sê vir hulle, ek voel ek het niks meer om te gee nie. My bekertjie is leeg. Ek glo nie meer in myself nie. My krag is op. Ek eindig by 'n sielkundige op die ou einde. En hy sê vir my: "Kan jy diep in jouself grawe, selfs as jy voel jy het niks om te gee nie, en daai klein bietjie kry en dit gaan uitdeel. Kyk wat gebeur." So ek het nie krag meer vir groot werkwinkels nie. Ek bied 'n klein werkwinkeltjie aan vir 5 of 6 mense. Dit gaan goed genoeg dat ek die volgende dag bietjie meer selfvertroue het en reël om die week daarna 'n werkwinkel aan te bied vir 10 mense. Dit gaan goed genoeg dat ek die week daarna 'n bietjie meer selfvertroue het en reël om werkwinkel aan te bied vir 15 mense, en ek krabbel my weg terug na die lig. Vriende, baie dinge werk so. Liefde, vriendskap, selfvertroue, energie. Wanneer jy voel jy het min en jy wil beskermend raak oor daai bietjie wat jy het, jy wil dit koester, moet jy juist daai bietjie uitdeel. O, niemand is lief vir my nie, dan moet ek gaan lief wees en sien hoe die liefde in my lewe groei. O, ek voel ek het niks energie nie, dan moet ek al net 1 minuut se energie daarmee gaan woeker, iets uitrig en kyk hoe ek die volgende dag beter voel en meer kan doen. Hulle noem dit die omgekeerde siklus van depressie. Kortom, daar's iets daaroor in die verhaal van die broodjies en die vissies. En toe ek uit daai donker gat uitkom, toe het ek die tatoeëermerk gekry. Vriende, daar's 'n kinkel in die verhaal.
Onlangs gesels ek met 'n vriend, 'n hoog aangeskrewe teoloog. Hy's pas terug van 'n simposium van mense, geleerdes van reg oor die wêreld, en 'n man uit die Suidsee-eilande vertel, hy moet 'n praatjie lewer. Hy praat oor die vermeerdering van die broodjies en die vissies. En hy sê, as jy nou mooi dink, in eerste eeuse Palestina, iemand gaan op reis om te gaan luister na 'n prediker op 'n heuwel aan die kant Kapernaum. Hy gaan mos nie met leë hande gaan nie. Almal gaan bietjie padkos pak. Elkeen het in sy sakke brood, 'n bietjie droë vrugte, dalk 'n handvol neute, nê? Want hulle is nie stupid nie. Hulle het nie genoeg om 'n skare te voed nie, maar het genoeg vir hulle self. En nou staan hulle daar en Jesus en die disippels sê, wie van julle het kos wat ons kan uitdeel? Ek gaan nie my handvol droë vrugte en my brood uitdeel nie, want dan sal niks oor vir my nie. Ek het niks, sê ek, vra vir die ou langs my. Hy sê ook, ek het niks, vra vir die ou langs my, en almal steek weg wat hulle het. 'n Seentjie staan op, met net 2 vissies en 5 broodjies. Hy vat dit vir Jesus en die disippels, en almal kry tot 'n mate skaam, maar word ook geïnspireer, want as die seentjie so onbaatsigtig kan wees, wat keer my? En versigtig haal die mense hulle brood uit, hulle haal hulle neute uit, en die kos wat eers niks was, word meer en meer en meer, totdat die hele skare eet, en daar selfs meer oorbly na die tyd. 'n Wonderwerk hoef nie bonatuurlik te wees, om 'n wonderwerk te wees nie. En dit het my laat besef, dat partykeer dink jy het 'n storie verstaan, jy het hom selfs al op jou vel geïnk, en daai storie het meer om te vertel. Want wanneer jy gaan ploeg met jou skamele klein bietjie energie wat jy dink niemand raak sien nie, wanneer jy die effense ou verlepte liefde uitdeel wat jy het, wat jy dink vir niemand iets gaan beteken nie, steek dit partykeer 'n vlammetjie aan in ander mense. En dit vermeerder nie net in jou eie lewe nie, dit vermeerder wyd. En op die ou einde word jy deel van 'n ketting van vermeerdering en groei en seën en rykdom wat voortbestaan lank daardat jy nie meer op die aarde is nie. Vriende, as jy min het, deel dit uit. Ek wens daai ou vrou wat sê ek is kom in 'n tank kan dit nou hoor, maar ek het haar gelukkig ontvriend, so sy sal dit nou seker nooit weet nie. Maar vriende, liefde en selfvertroue en vriendskap en krag is soos broodjies en vissies. Deel dit uit en sien hoe word dit meer.